Die fees van ongesuurde brode. Ek wil graag begin met 'n paar vrae ter nadenking. Hoekom moet verbondsgelowiges Majesteit Jahwe se vasgestelde, afgesonderde dae en feestuie waarneem? Hoekom het Majesteit Jahwe die weeklikse Sabbat en later die 7 jaarlikse Sabbate ingestel? Wat versinnebeeld die afgesonderde dae? Was die afgesonderde dae vir die eertydse Israeliete alleenlik bedoel? Of is dit ook van toepassing op verbondsgelowiges in Yeshua die gesalfde een vandag? Die afgesonderde dae, deur Elohim ingestel, versinnebeeld Vader Jahwe se meesterplan vir sy volk Israel. Ja, Jahwe se seun, Yeshua die Mashiach, die gesalfde een, speel die kernrol in Vader se meesterplan vir Israel. Elohim se plan word uitgebeeld in die 7 jaarlikse feeste en of afgesonderde 4 dae. Dit skets stap vir stap hoe Elohim te werk gaan en elke afgesonderde 4 dag verteenwoordig 'n groot gebeurtenis in sy verlossingsplan. Die onthulling van Elohim se jaarlikse feeste het eers begin na die vrylating van die Israeliete vanuit Egipte. Net soos die Shabbat ingestel was vir die Adamiet, die mens, na die skepping van Adam, so is die 7 jaarlikse feeste of Moedim in die Hebreëus, elk met hul afgesonderde dae of Sabbate, geskep toe hy die gemeente vir die Israeliete gestig het in die wildernis. Elohim het by Sinai 'n verbond met Israel gesluit, maar hulle het die belofte om die afgesonderde gees te ontvang verwerp. Daarom kon hulle nie die betekenis van die jaarlikse feeste verstaan nie. Ten spyte van die Israeliete se kortstondige kennis, het Elohim die afgesonderde dae ingestel om vir ewig behoue te bly, en daarom het die Mashiach, die gesalfde een, die afgesonderde dae waargeneem, as ook die gemeente deur Yeshua gestig in die jaar 30 na Mashiach. Dit is ook die rede hoekom die verstrooide gemeentes van Jahwe die afgesonderde 4 dae vandag nog getrou waarneem. Net soos die weeklikse Sabbat 'n teken is tussen Almagtige Jahwe en sy volgelinge, net so is die jaarlikse afgesonderde 4 dae ook 'n teken. Ons lees in Exodus 31 vers 13. Spreek jy met die kinders van Israel en sê, julle moet sekerlik my Shabbatte onderhou, want dit is 'n teken tussen my en julle in julle geslagte, sodat die mense kan weet dat ek Jahwe is wat julle afsonder of apart stel. Levitikus 23 vers 2. Spreek met die kinders van Israel en sê vir hulle, die feestuie van Jahwe wat julle moet uitroep as afgesonderde samekomste, dit is my feestuie. Levitikus 23 vers 4. Dit is die feestuie van Jahwe, die afgesonderde 4 dae wat julle moet uitroep op hulle bepaalde tyd. So dit is nie die sogenaamde Jodese feestuie nie, dit is nie enige ander volk of groep of kerk of denominasie se feestuie nie, dit is Majesteit Jahwe se feestuie. Punt. Levitikus 23 vers 37 tot 38. Dit is die feestuie van Jahwe wat julle moet uitroep as afgesonderde 4 dae om aan Jahwe 'n vuuroffer te bring, 'n brandoffer en spysoffer, 'n slagoffer en drankoffers, soos vir elke dag voorgeskrywe, behalwe die Shabbatte van Jahwe, en behalwe julle gawes, en behalwe al julle geloftes, en behalwe al julle vrywillige offers,
wat julle aan Jahwe gee. Broers en susters, mede-volksgenote, vanuit die bogenoemde skrifgedeeltes is dit duidelik dat die feestuie en afgesonderde dae deel vorm van Vader se wet, dit wil sê sy Torah of instruksies, en dat dit nie meer weggedoen is met die folterdood van die Messias Yeshua nie. Elohim se wonderlike plan word jaarliks deur sy verbondsgelowige kinders gerepeteer deur die waarneming van sy afgesonderde 4 dae. Dit is 'n herinnering van Vader se plan en die rol wat ons daarin vertolk. Levitikus 23 vers 2 stel dit duidelik dat ons afgesonderde samekomste moet waarneem as ons geseënd is waar ons is om 'n gemeentesamekoms te kan hê. Met die waarneming van Elohim se afgesonderde dae repeteer ons vir die wederkoms van Yeshua die Messias, sodat ons bruidgewaad skoon en gereed sal wees wanneer ons hom sien. Elohim se geestelike insameling. In die land van Israel is daar 'n klein lenteoes van graan, gevolg deur 'n groter laatsomer vroeë herfsoes. Hierdie jaarlikse landbouoeste is simbolies van Elohim se geestelike oes van die Adamiete. Die Messias en die apostels het deur hul leerstellings geïllustreer dat Jahwe die lenteoes simbolies gebruik as 'n geestelike insameling van eerstelinge voor die Messias se wederkoms. Met ander woorde, die oes van eerstelinge word die eersteling oes genoem en is 'n relatiewe klein begin van Elohim se geestelike insameling van Adamiete in sy familie. Ons lees in Jakobus 1 vers 18, volgens sy wil het hy ons voortgebring deur die woord van die waarheid, sodat ons as eerstelinge van sy skepsele kan wees. Levitikus hoofstuk 23 gee 'n opsomming van die jaarlikse feeste of Moedim. Die eerste vasgestelde tye, wat begin met Pascha of Pesach, is ter nagedagtenis van die eerste deel van Majesteit Jahwe se meesterplan van verlossing en handel oor die roeping van die eerstelinge deur die werke van Messias. Die laaste 4 vasgestelde tye van die groter herfsoes versinnebeeld die toekomstige roeping na die wederkoms van Yeshua van die res van die Adamiete as familielede in sy koninkryk. Die afgesonderde dae het deur die eeue heen behoue gebly deur Majesteit Jahwe se verstrooide gemeentes. Elohim beveel dat die vasgestelde tye, sowel as die weeklikse Shabbat, waargeneem moet word. Levitikus 23, vers 37 tot 38. Dit is die feestuie van Jahwe wat julle moet uitroep as afgesonderde 4 dae om aan Jahwe 'n vuuroffer te bring, 'n brandoffer en spysoffer, 'n slagoffer en drankoffers, soos vir elke dag voorgeskrewe, behalwe die sabbate van Jahwe en behalwe julle gawes en behalwe al julle geloftes en behalwe al julle vrywillige offers wat julle aan Jahwe gee. Weereens let wel, dit word nie die feeste van die Jode of feeste van Moses genoem nie. Dit word die feestuie van Jahwe genoem. Dit is die feestuie van jou Skepper. Elohim het dit vir sy verbondsvolk ingestel om jaarliks waar te neem en te herdenk. Dit staan ook nie apart van die Sabbatdag nie en is 'n bevel om jaarliks waargeneem te word, net soos die Sabbatdag weekliks waargeneem moet word. Daar is baie mense daar buite wat die Sabbatdag waarneem, maar verkeerdelik glo dat hulle nie die ander afgesonderde dae hoef waar te neem nie.
Levitikus 23 vers 37 en 38 wys duidelik dat hulle 'n fout begaan in hul denkwyse en dat die 7 jaarlikse afgesonderde dae, sowel as die weeklikse Sabbatdag, geheilig of afgesonder moet word. Almagtige Jahweh se jaarlikse feeste. Levitikus 23 vers 1 tot 4. Verder het Jahweh met Moses gespreek en gesê: Spreek met die kinders van Israel en sê vir hulle: Die feestuie van Jahweh wat julle moet uitroep as afgesonderde samekomste, dit is my feestuie. 6 dae lank kan werk gedoen word, maar op die 7de dag is dit 'n dag van volkome rus, 'n afgesonderde vierdag. Geen werk mag julle doen nie, dit is 'n Shabbat van Jahweh in al julle woonplekke. Dit is die feestuie van Jahweh, die afgesonderde 4 dae wat julle moet uitroep op hulle bepaalde tyd. Die fees van ongesuurde brood. Die fees van ongesuurde brood is kort na die Pasga of Pesach, die vasgestelde tyd, naamlik die tweede stap in Almagtige Jahweh se meesterplan vir die verlossing van Israel, sien gerus 1 Korintiërs 5 vers 7. Die Messias het vir ons sondes gesterf. Dit moet ons aanvaar, ons sondes bely en daarna aanvaar dat dit vergewe is en streef om sonde heeltemal uit ons lewe uit te skei, net soos die fisiese suurdeeg verwyder word uit ons woonplekke. Openbaring 18 vers 4. En ek het 'n ander stem uit die hemel hoor sê: Gaan uit haar uit, my volk, sodat julle nie gemeenskap met haar sondes mag hê en van haar pla ontvang nie. Ons moet vanuit die wêreldse tradisies en maniere wegbeweeg, net soos Israel uit Egipte 'n tipering van sonde wegbeweeg het, sien Hebreërs 11 vers 25 tot 26. Ons aandeel in Majesteit Jahweh se meesterplan is om te streef om sonde uit ons lewe te skei. Die tweede jaarlikse vasgestelde tyd help ons hiermee. Deur die waarneming van die week van ongesuurde brood is 'n riglyn om ons willens en wetens te help streef om nie terug te keer na die sonde waarvoor Yeshua alreeds deur sy kosbare bloed betaal het nie. Verwyder ons rysmiddels of suurdeeg? Exodus 12 vers 17 tot 20. Onderhou dan die ongesuurde brode, want op daardie selfde dag het ek julle leers uit Egipte land uitgelei. Daarom moet julle hierdie dag in julle geslagte as 'n ewige insetting hou. In die eerste maand, op die 14de dag van die maand, in die aand, moet julle ongesuurde brode eet, tot op die 21ste dag van die maand, in die aand. 7 dae lank mag daar geen suurdeeg in julle huise gevind word nie, want elkeen wat iets eet met suurdeeg in, die siel moet uit die vergadering van Israel uitgeroei word, of hy al 'n vreemdeling is of 'n kind van die land. Julle mag niks eet met suurdeeg in nie. In al julle woonplekke moet julle ongesuurde brode eet. Kom ons ontleed dit om beter te verstaan. Eerstens, ons moet ongesuurde brode eet. Dit is die Hebreëse woord in Strongs nommer H4682 matzah. Specifically an unfermented cake or loaf, unleavened bread or cake without leaven. Tweedens, daar mag geen suurdeeg in ons huise gevind word nie. Dit is die Strongse woord in die Hebreëus H7603, seor. Barm or yeast cake as swelling by fermentation, leaven.
En derdens, ons mag nie enige iets met suurdeeg eet nie. Dit is die Hebreëse woord nommer 2556 in die Strongs Konkordansie, chametz, literally fermented, leavened. Nou, vanuit die konteks leer ons dus dat dit nie enige rysmiddels is wat verwyder word nie, maar die geryste produk wat verwyder word, naamlik enige en alle vorme van suurdeeg. Suurdeeg, soos die woord voorstel, is dus enige reeds geryste produkte, byvoorbeeld gesuurde brood, koekies, beskuitjies ensovoorts wat verwyder moet word en nie rysmiddels self nie. Elohim het direk na die Pasga die Israeliete beveel om die fees van ongesuurde brood waar te neem. Eksodus 12 vers 17 tot 20. Onderhou dan die ongesuurde brode, want op daardieselfde dag het ek julle leers uit Egipte land uitgelei. Daarom moet julle hierdie dag in julle geslagte as 'n ewige insetting hou. In die eerste maand, op die 14de dag van die maand in die aand, moet julle ongesuurde brode of matzah eet, tot op die 21ste dag van die maand in die aand. 7 dae lank mag daar geen suurdeeg, seor, in julle huise gevind word nie, want elkeen wat iets eet met suurdeeg, chametz in, die siel moet uit die vergadering van Israel uitgeroei word, of hy al 'n vreemdeling is of 'n kind van die land. Julle mag niks eet met suurdeeg, chametz in nie. In al julle woonplekke moet julle ongesuurde brode, matzah, eet. Eksodus 12 vers 24. Onderhou dan hierdie saak as 'n insetting vir jou en jou kinders tot in ewigheid. Let wel, die fees van ongesuurde brood was deur Majesteit Jahwe ingestel voor die Israeliete die berg van Sinai bereik het, selfs nog voordat hulle uit Egipte weggetrek het. Dit was deur hul nageslagte waargeneem as 'n ewige instelling. Die fees van ongesuurde brood begin op die 15de Aviv en duur vir 7 dae tot die 21ste Aviv. Eksodus 12 vers 16. En op die eerste dag moet daar 'n afgesonderde samekoms wees. Ook op die 7de dag moet daar vir julle 'n afgesonderde samekoms wees. Daar mag geen werk op hierdie dae gedoen word nie. Net wat deur elkeen geëet moet word, dit alleen mag deur julle berei word. Levitikus 23 vers 7 tot 8. Op die eerste dag moet daar vir julle 'n afgesonderde vierdag wees. Geen beroepswerk mag julle doen nie, maar julle moet 7 dae lank aan Jahwe 'n vuuroffer bring. Op die 7de dag moet daar 'n afgesonderde vierdag wees. Geen beroepswerk mag julle doen nie. Die 15de dag en die 21ste dag is spesiale jaarlikse afgesonderde dae, afgesonderde samekomste, asook dae van rus en lofprysing aan Majesteit Jahwe. Is suurdeeg in die skrif simbolies van sonde en valse leringe? Elke jaar tydens die Pesach vind ons diegene wat aanhoudend praat oor die verwydering van gis of yeast uit ons lewens uit, terwyl die eintlike woord en bedoeling suurdeeg is wat sonde voorstel. En sonde groei wanneer dit eers toegelaat was om wortel te skiet in ons lewens. Sonde voed op dit self en dit lei tot ander sondes. Dit is suurdeeg. En dit is waarom ons weerhou daarvan om enige suurdeeg te eet vir 7 dae, net om Majesteit Jahwe te behaag uit liefde wie die fees van die Pesach ten dele gebruik as 'n herinnering daaraan dat sy volk sondeloos moet wees.
Natuurlik is die mees belangrike aspek rondom die Pesach die herinnering daaraan dat ons nie die ewige lewe kon beerwe indien dit nie vir Yeshua se opoffering van homself namens ons sondes was nie. Hy het 'n skuld betaal wat hy nie geskuld het nie, weens 'n skuld wat ons nie kon betaal nie. Matteus 16 vers 6. Daarop sê Yeshua vir hulle: Pas op en wees op julle hoede vir die suurdeeg van die Fariseërs en Sadduseërs. 1 Korintiërs 5 vers 8. Laat ons dan fees vier, nie met die ou suurdeeg of met die suurdeeg van ondeug en boosheid nie, maar met die ongesuurde brode van reinheid en waarheid. In die skrif word suurdeeg 'n hele paar keer gebruik as 'n metafoor van sonde en op ander plekke ook as 'n metafoor van valse leerstellings. Suurdeeg is opgeblaas of gereis en net so ook doen die sonde. Ongesuurde brood daarteenoor is 'n plat brood wat geen suurdeeg bevat nie. Daarom stel dit die afwesigheid van sonde voor. Die getal 7 stel volmaaktheid voor. Die 7 dae van die fees van ongesuurde brood herinner ons daaraan dat Elohim van ons verwag om die suurdeeg van sonde en valse leerstellings uit ons lewe uit te verwyder. Elohim beveel ons spesifiek om ongesuurde brood tydens die fees te eet. Eksodus 12 vers 15. 7 dae lank moet julle ongesuurde brode eet. Alreeds op die eerste dag moet julle die suurdeeg uit julle huise verwyder, want elkeen wat gesuurde brood eet, van die eerste dag af tot die 7de toe, die siel moet uit Israel uitgeroei word. Die Israeliete het nie net suurdeeg en gesuurde voedsels uit hul wonings verwyder nie, maar ook ongesuurde brood geëet tydens die durasie van die hele fees. Die eet van ongesuurde brood simboliseer die teenoorgestelde van sonde, naamlik gewillige, aktiewe en ongeveinsde geloofsgehoorsaamheid aan Vader Yahweh deur die Meester Yeshua die gesalfde een. Eerstens neem ons die simbole van die Pasga en eet die maaltyd op die aandgedeelte wanneer die 13de Aviv geëindig het en wanneer die 14de Aviv begin het, kort na sononder, en gedurende die daglige gedeelte van die 15de Aviv word al die suurdeeg finaal uit die huis verwyder. Ons lees dit in Eksodus 12 vers 15 die tweede gedeelte. Alreeds op die eerste dag van die fees van ongesuurde brood, moet julle die suurdeeg uit julle huise verwyder. Dit simboliseer dat ons eers die herdenkingssimbole neem, metafories van die liggaam en bloed van die Mashiach, op die 14de Aviv, omdat ons nie deur ons eie krag sonde uit ons lewens kan verwyder nie. Deur die belydenis van sonde, opregte bekering en dan die doop, verwyder die Mashiach se offer alle vorige sondes vanuit ons lewe. Paulus sê dat ons stellig nie moet voortgaan met sonde nie. Romeine 6 vers 15 tot 16. Wat dan? Sal ons sonde doen, omdat ons nie onder die straf van die wet is nie, maar onder die genade? Nee, stellig nie. Weet julle nie dat aan wie julle julself as diensknegte tot beskikking stel om hom gehoorsaam te wees, julle diensknegte is van hom aan wie julle gehoorsaam is nie, of van die sonde tot die dood, of van die gehoorsaamheid tot geregtigheid? En ons weet, broers en susters, volgens 1 Johannes 3 vers 4, dat die definisie, die skriftuurlike definisie van sonde is, die oortreding van die wet.
So 'n mens kan Romeine 6 vers 15 tot 16 met daardie skriftuurlike definisie lees as volg. Wat dan? Sal ons die wet oortree, dit is sonde doen, omdat ons nie onder die straf van die wet is nie, maar onder die genade? Nee, stellig nie. Weet julle nie dat aan wie julle julself as diensknegte tot beskikking stel om hom gehoorsaam te wees, julle diensknegte is van hom aan wie julle gehoorsaam is nie, of van die sonde, dit is die wetsoortreding tot die dood, of van die gehoorsaamheid tot geregtigheid. Die bevel aan alle disippels van die meester Yeshua is soos volg. Romeine 6 vers 11 tot 13. So moet julle ook reken dat julle wel vir die sonde, dit is wetsoortredinge, dood is, maar lewend is vir Yahweh in Yeshua die Mashiach, die gesalfde en ons meester. Laat die sonde dan in julle sterflike liggaam nie heers, dat julle aan sy begeerlikhede gehoorsaam sou wees nie. En moenie julle lede stel tot beskikking van die sonde of wetsoortredinge as werktuie van ongeregtigheid nie, maar stel julle self tot beskikking van Yahweh as Adamiete wat uit die dode lewend geword het, en julle lede as werktuie van geregtigheid in die diens van Yahweh. Elkeen van ons sou die doodstraf ontvang het as gevolg van ons sondes of wetsoortredinge, maar die Mashiach het sy lewe vir ons gegee en daardeur die losprys vir ons betaal, volgens Romeine 6 vers 23. Na belydenis en doop verwag Elohim dat ons sal streef uit geloof om sy wet, sy Torah of instruksies te gehoorsaam en ons van sonde los te maak. Ons Vader begeer nie dat ons in sonde of wetsoortredinge moet voortleef nie, want die Mashiach is nie die gesant van sonde nie, volgens Galasiërs 2 vers 17. Paulus het die volgende gesê, in 1 Korintiërs 5 vers 8, laat ons dan fees vier, nie met die ou suurdeeg of met die suurdeeg van ondeug en boosheid nie, maar met die ongesuurde brode van reinheid en waarheid. In die Grieks is dit deur Paulus in die bevelvorm geskryf. Ons lees verder in 1 Korintiërs 5 vers 7. Suiwer dan die ou suurdeeg uit, sodat julle 'n nuwe deeg kan wees, soos julle inderdaad ongesuurd is, want ook ons Pasgalam is vir ons geslag, naamlik Mashiach. In hierdie vers is dit duidelik dat die gemeente van Yahweh in Korinte die fees van ongesuurde brood waargeneem het, soos julle inderdaad ongesuurd is. Die apostel Paulus het aan die gemeentelede in Korinte verduidelik dat hulle die geestelike suurdeeg uit hul lewens moet verwyder, net soos hulle die fisiese suurdeeg uit hul huise neem vir die fees. Hulle moes dus nie net die fees vier met ongesuurde brood nie, maar ook met 'n houding van opregtheid en eerlikheid. Elohim begeer dat belydende gelowiges die sonde van die wêreld moet los. Daarom moet ons voortdurend alles in ons vermoëns doen om sonde uit ons lewe te verwyder, soos wat dit opduik op 'n daaglikse basis. Erken, bely en laat staan. Hebreërs 12 vers 1 en dan vers 4 verklaar, daarom dan, terwyl ons so 'n groot wolk van getuies rondom ons het, laat ons ook elke las aflê en die sonde wat ons so maklik omring, en met volharding die wedloop loop wat voor ons lê. Julle het nog nie ten bloede toe weerstand gebied in julle stryd teen die sonde nie. Indien ons deel van Elohim se familie wil wees, moet ons bewys dat ons hom hier en nou uit liefde wil gehoorsaam,
deur die strewe daarna om die geestelike suurdeeg uit ons lewens te verwyder en uit te hou. Elke keer wanneer ons die fees van ongesuurde brood waarneem, herinner dit ons, as verbondsgelowiges, dat ons Vader se liefdesinstruksies, sy Torah, moet gehoorsaam. Dit is 'n tyd vir simboliese vernuwing en om in harmonie te leef met Vader se wet, as ook om jou lewe opnuut toe te wy aan 'n geestelike groeiproses en die oorwinning van sonde. Halleluja! Vir verdere kennis rakende die Pasgatyd en ongesuurde brood, sien gerus die volgende video's wat beskikbaar is op ons YouTube-kanaal. Baie dankie vir die saamkyk, medebroers en susters, medevolksgenote. Deel gerus hierdie video met medevolksgenote daar buite. Geseënde dag vir elkeen. Selah.